Vriende, ek groet u in die wonderlike naam van Jesus Christus ons Here. Hartlik welkom by ons oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. In hierdie pragtige oggend wil die Here ons weer eens toerus deur sy woord en gees. En kom ons vra hom dat hy in ons harte sal werk en hierdie woord in ons lewens sal bevestig. Ons is besig met ons reeks uit die boek Openbaring. En vanmôre gaan ons saam lees Openbaring hoofstuk 6 vers 9 tot 11. Ek is Dominee Adriaan Swart. Toe die lam die 5de seël oopmaak, het ek onder die altaar die siele gesien van die mense wat doodgemaak is, omdat hulle aan die woord van God en aan die getuienis van Jesus vasgehou het. Hulle het hard uitgeroep: hoe lank nog, heilige en getroue heerser? Wanneer voltrek u die oordeel en wreek u ons dood op die bewoners van die aarde? Aan elkeen van hulle is daar lang wit klere gegee. En daar is vir hulle gesê om nog 'n klein rukkie te wag, totdat hulle mededienaars, hulle medegelowiges, wat net soos hulle ook doodgemaak gaan word, almal daar is. Jesus Christus was waardig om die boekrol oop te maak wat aan hom oorhandig is deur God die Vader. Daar was 7 seels gewees in hierdie boekrol. Vandag het ons gelees hoe die lam van God die 5de seël oopgemaak het. En die oomblik toe dit gebeur, het daar onder die altaar die siele van die mense wat doodgemaak is, uitgeroep tot God wat gaan oordeel oor alle mense. Hoe lank, Here, gaan u ons nog hier laat wag? Wanneer gaan u ons dood wreek teenoor die mense wat op die aarde is? Nou broeder en suster, die altaar het in die tempel gestaan. Gewoonlik is daar offerdiere op die altaar aan God geoffer en het die bloed dan van die altaar afgeloop. Dit was 'n soenoffer wat gebring is vir die sondes van mense. Maar Johannes sien in hierdie gesig wat hy van Jesus Christus ontvang het, nie diere wat geoffer word op die altaar nie, maar dat daar onder die altaar die siele van dooie mense was wat uitgeroep het dat God hulle dood sal wreek. Hulle was doodgemaak omdat hulle getrou gebly het aan Jesus Christus. Hulle het aan hulle geloof en aan God vasgehou en volhard tot die einde toe. Johannes het gesien dat daar aan elkeen van hulle wit lang klere gegee is om aan te trek, en toe is daar vir hulle gesê om nog 'n klein rukkie te wag, totdat al hulle mededienaars, hulle medegelowiges, wat ook soos hulle doodgemaak sou word, almal daar is. Hulle was martelare vir God en vir Jesus Christus. In die laaste dae, broeder en suster, gaan baie Christene doodgemaak word ter wille van hulle geloof. En so baie mense gaan hulle lewens verloor omdat hulle in Jesus Christus glo. Dit is een van die tekens van die laaste tye. As ons na ons moderne tyd kyk waarin ons vandag lewe, was daar in 2023 meer as 5600 mense wêreldwyd doodgemaak, omdat hulle in Jesus Christus geglo het. Meer as 2100 kerke is aangeval, afgebrand en totaal vernietig. 124.000 Christene moes vlug vir hulle lewens en uit hulle huise uitvlug na veiliger gebiede. Dit is 'n werklikheid, broeder en suster, dat selfs in ons moderne tye daar baie Christene doodgemaak word en moet ly omdat hulle in Jesus Christus glo. Ek en jy moet bid vir hulle. Ons moet hulle aan die Here opdra. Maar ons moet weet dat dit juis 'n teken is dat die laaste dae aangebreek het. Dit wat Johannes gesien het in hierdie visioen, wat van Jesus Christus aan hom geopenbaar is besig om 'n werklikheid te word. Ek en jy moet aan Christus getrou bly. Ons mag ons geloof nooit afsweer nie. Ons moet volhard, want elkeen wat volhard tot die einde toe,
sal gered word en sal 'n oorwinnaarskroon ontvang en wit klere om aan te trek. Ons sal saam met Christus regeer tot in ewigheid. Ons sal in Jesus Christus se teenwoordigheid wees. En daar sal ons God se vrede, liefde en oorwinning beleef en ervaar. En ons sal saam met hom regeer, saam met al sy kinders in die hemel. Kom ons bid saam. Dankie Vader dat ons in hierdie nuwe dag U naam kan aanroep in gebed. En U kan loof en prys as 'n God wat oorwin het. Dankie dat ons in Jesus Christus ons Here meer as oorwinnaars is. Here, U het Uself aan ons kom openbaar in die woord en U kom leer ook vir ons vanuit U woord hoe die laaste dae van hierdie wêreld gaan lyk. Laat ons nie moedeloos word nie, maar laat ons ons koppe ophef na die hemel, ons oë gerig op Jesus en weet, ons loop 'n oorwinnaarspad. Selfs al gaan ons deur donker dieptes en deur baie groot lyding en selfs die dood, weet ons dat ons saam met Christus sal oorwin. Sterk ons in die geloof ook in hierdie dag. Laat ons hand in U hand bly en vul ons harte met U vrede. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Dankie vriende, 'n mooi dag vir u.